Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Ons kyk vir oulaas na die boek van Kronieke en ons kyk na 1 Kronieke 9 vers 1 tot 34. Ons sleutelvers is 1 Kronieke 9 vers 26. Hulle het hulle taak getrou uitgevoer, elkeen volgens sy werk. Maats, het julle al gehoor hoe mense praat oor hulle erfenis, soos ouma se resepte, oupa se gereedskap of 'n spesiale familiebyeenkoms? Maar daar's ook iets baie belangriker wat ouers en grootouers kan nalaat, en dit is 'n geestelike erfenis, om God lief te hê en om hom te dien. Vandag kyk ons uit 1 Kronieke hoe families oor jare saam gewerk het om God te dien en hoe belangrik getrouheid in klein dinge is. In 1 Kronieke 9 lees ons van die mense wat na die ballingskap teruggekeer het na Jerusalem. Hulle het weer in hulle ou familiewyke gaan woon, net soos God dit beplan het. Daar was spesiaal gepraat oor sekere groepe mense. Priesters wat in die tempeldiens gedoen het, leviete wat gesing het en gewerk het in die tempel, poortwagters wat die deure van die tempel opgepas het en ander wat kos voorberei het of die voorwerpe versorg het. Hulle het as families saam God gedien. Elkeen het sy plek en sy rol gehad. Niemand was belangriker as die ander nie. Wat belangrik was, is dat elkeen getrou was. God gee vir elkeen van ons 'n plek in sy groot plan. Miskien sing jy mooi, of jy is iemand wat graag ander help, of jy is goed met luister, stil wees en troos gee. Wat jy ook al doen, doen dit vir God en doen dit getrou, soos die mense in 1 Kronieke. God sien elkeen raak, ook die wat werk doen, wat ander dalk nie eers agterkom nie. Maats, wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat God families gebruik om sy werk voort te sit en jy is deel van iets groots. Jy hoef nie alles te doen nie, maar jy moet jou deel doen en met getrouheid. Laastens leer ons dat 'n geestelike erfenis beteken dat ons leer by ons ouers of ons grootouers en wys dit verander deur hoe ons leef. Maats, hier is 'n paar vrae om oor na te dink. Watter rolle het jy in jou gesin of kerk? Wat beteken dit om getrou te wees in die klein dinge? Het iemand in jou familie jou geleer om God lief te hê? Wat het jy by hulle geleer? Daar sy maats, God bou 'n geestelike familie en jy is deel daarvan. Deur getrou te wees in wat jy doen, bou jy aan sy koninkryk en laat jy 'n geloofserfenis na verander. Kom ons bid. Here, dankie dat U my roep om deel van U groot plan te wees. Help my om getrou te wees in klein en groot dinge. Dankie vir die mense wat my leer van U. Mag ek ook ander help om U te leer ken. Amen. Daar sy maats, tot volgende keer. Totsiens!